Stories oor die dood, van die blog van die doodsbegeleier af. 'n Storie van eienaardige, toevallige, feitelik onmoontlike en hoogs onwaarskynlike dode. Ariana skud maar net haar kop toe sy voor haar rekenaar inskuif. Dit was verskriklik, afgryslik, naar. Sy sal dit skryf op haar blog, want sy was daar. Sy en Lugarno het dit alles met hulle eie oë gesien, gisterand in die donker, toe dit nag was. Maar sy twyfel of iemand wat dit vandag gaan hoor, dit sal glo. Dit begin by gister, aardse tyd, Vrydagoggend herfs. Die veearts is vanoggend vroeg al deur Warmbad toe. Haar pa het 'n plaas daar. Dit reën soveel, dat mense dit nie eens meer die geel perske reën kan noem nie, want nou dreig die sitrus al om vrot en roes te kry, en die paar skapies se velle maak mat op hulle lywe, en hulle kloutjies raak stikkend en sag. Al die diere is snotterig en siek. Veearts Cindy moet gaan spuit en medisyne uitdeel. Gelukkig steek die son sy kop uit net toe sy by Hammanskraal verbyry. Dit is nie lekker om deur die nat gras te moet ploeg agter skape en rooibokke aan nie, al draai jy rubber waterstewels. Hopelik droog die veld een of ander tyd op. Sy stop soos altyd onder 'n koelteboom en maak die vensters effens oop, sodat die bedompigheid van in die reënry uit die kar kan verdamp, en sy los die bak agter oop. Dit is die plek waarheen sy gaan terugkom vir nog medisyne en salwe, soos wat sy dit nodig kry, en die pylgeweer, as sy diere op 'n afstand moet verdoof. Om met die hele mediese sak en al die toerusting al die pad saam te dra en te stap is 'n onbegonne taak. Die plaas is omheind en dit is veilig. Die veearts se maak kan die Fortuner van die huis af dophou. Maar al kyk sy hoe stip en al haal sy haar oë nie vir een oomblik van die kar af nie, sou sy hulle in elk geval nie gesien het nie. Mambas is meesal skugter diere, stil, alleen, behalwe in paartyd, dan is daar twee. Dit was eers die wyfie wat die hitte van die kar aangevoel het en die droogte daar binne. Die mannetjie het gevolg en teen 10 uur krul hulle twee saam op onder 'n heerlike warm passasierssitplek binne in die Fortuner, en word eers weer wakker van die skommeling van die kar terwyl hulle terugry Malgate Park toe, waar die veearts woon en waar haar praktyk is, daar in Pretoria. Maar die skommeling van die kar voel soos takke wat in die ligte bries van die wind roer, en daar is 'n vreemde ondertoon en dreuning, so instink laat hulle eerder stil lê. Cindy stop eers by die skool en laai kinders op. Die groter seun sit soos altyd voor, die dogter agter, en hulle tasse beland gevaarlik naby aan die saamrylooppaar. By die huis bel Cindy se vriende by die dam. Kom braai vanaand by ons, nou dat die reën ons 'n bietjie los. Ek weet nie julle, Hanno is weer oor see, en ek hou nie daarvan om in die donker by die huis terug te kom nie. Wel, bring julle tandeborsels, as dit laat raak, gooi ons 'n matras of 2 oop, en julle slaap sommer hier. Cindy sien die laaste paar dierepasiënte, en stort vinnig. Die kinders is nie baie lus vir vanaand nie, maar hulle is nog te jonk om alleen by die huis gelos te word. Hulle is op die baklei en hou van en baklei stadium met hulle vriende se kinders. Maar die ma gaan pizzas kry, en daar is blykbaar 'n out of the world PlayStation. So, hulle gee maar toe, hulle gaan saam. Hulle gee die honde en katte kos, en Cindy staan met die sleutels van 2 karre in haar hand. Hanno se kleiner Toyota karretjie wen. Daar is buitendien nog goed agter in die Fortuner, wat sy eintlik moes afgelaai het. Rocky is 'n baie geduldige ou. Hy hou die praktyk al lankal in die oog. Hy weet presies wanneer die mense daar is en wanneer nie.
En natuurlik het hy gesien dat die kleiner Toyota van die man nie die afgelope 3 dae beweeg het nie. Go John, die Fiat se hulp, vertel dat meneer weer oorsee is. Hy vertel dit vir almal. Dit is spog. Dit is prestigious om vir 'n veearts en 'n executive te kan werk. Rocky is die local kroeg. Hy woon gerieflik net langs die veearts. Hy huur 'n kamer by Wendy. Die eienaar se naam is Wendy. Dit is nie 'n Wendy huis wat hy huur nie. Wendy werk vir die regering en as sy weg is, dan gaan woon hy in die huis. Maar toevallig het sy 3 blikhuisies in haar agterplaas wat sy uithuur. En dit is waar Rocky, Salmon en Jack veronderstel is om te bly in een van die 3 blikhuisies. Astra bly in een van die ander en Lisbeth in die 3de een. Maar hulle gaan gewoonlik huis toe vir die naweek en dan trek Rocky en sy trawante in die groothuis in. Rocky, Salmon en Jack voorsien die plaaslike swap shop van vele nuttige items. Hulle doen die blikke voordat die lorry kom, sê hulle. Vroegoggend al, voordat die trollies verbykom om die goed te recycle, maar eintlik lieg hulle bietjie. Dit weet die pandjies man, as hy so na die selfone, laptops en wie weet wat nog, wat hulle inbring kyk, want alles werk dan nog steeds, so hoekom sal dit in die asblik beland? Maar dit pla hom nie, ryk mense is verseker. Ryk mense het ook vuurwapens, en as hulle vir Rocky dreig, dan skiet hy hulle met hulle eie goeders, mors dood. Hy het dit al meer as 1 keer gedoen. Die wet is aan sy kant, hy mag skiet, maar as hulle 'n wapen op hom rig en hom vloek, dan gaan sit daai ou vir die res van sy lewe. Niemand trek vir Rocky vas nie. Hy het ook friends in high places, wat maak dat hy kan loskom. Rocky het groter skills, hy manage bikes, scooters, karre en selfs karavane. As jy binne in die huis kan kom, dan hang die sleutels daar. Dan remote hulle die hekke oop en ry die ware uit. Rocky ken die Fiat se plek soos die palm van sy hand. Die spreekkamer is daar voor, want hy kan dit hier uit Wendy se huis uit ophou. Die spreekkamer was die ou garage. Dan stap jy verby die voordeur waar die kooidam is. Agter die huis is 'n braai area. Salmon het al vir hulle 'n gasbottel en 'n tomahawk bytjie daar gaan skoor. Die goed het buite gelê. Optelgoed wat buite lê is vatgoed. En Jack het 'n haas geskor. Hulle het die haas in die pot gaar gemaak met aardappels en wortels op Wendy se stoof. Salmon se ma het hom mooi geleer van kos maak. Die haas was mos ook buite. Maar teen 8:00 vanaand is Rocky baie seker dat hulle die huis van die veearts van binne kan gaan betree. Hy ken al die veearts se patroon. As die mense uit is vir die aand en nie huis toe kom nie, dan brand elke lig in die huis. As hulle daar is, brand net die ligte in die badkamers en in die kombuis. So hulle is uit. Die huis is helder verlig. Hulle kies dat die mense nie daar is nie. Al het hulle al die mense vasgemaak en seergemaak en die vrouens en die dogters vir hulle gevat. Dit is lekker om mense te hoor skree en sterf as jy sneller trek. Maar soms het jy lus om jou werk in vrede te doen, veral as jy weet dat jy nie hoef te vra wat die goed is nie, want jy weet mos waar alles is. Rocky sien mos van hier af hoeveel skatte daar in die huis op hulle was. 'n maal van 'n televisie, batterye en inverters wat van die sonpanele afwerk, airfryers by die dosyne, rekenaars in die 2 kinders se kamers, 'n klawerbord wat hy lankal vir sy sussie se kind beloof het. Maar hulle gaan nie net daarmee wegkom nie. Rocky het al hoeveel keer gesien hoe haal hulle die karre se sleutels daar van die hangplek reg langs die voordeur af en daar los die veearts die Fortuner vir hom. Hulle slaap voornag en toe Rocky 2 uur weer uitkyk om te sien of alles daar nog net so gelaat is, soos 8 uur gisterand, maak hy sy kamerade wakker. Dis tyd om te gaan. Die mense is verseker uit vir die res van die nag.
En dit is maklik hoor. Go John het lankal vir hom gesê, die kameras en die alarms, daar is net vir die bluf. Die mense is te synig om vir die sekuriteit te betaal. Jy vertel dit vir die bure. Bure is mos nie vyande nie. Rocky en sy maats bly dan in hierdie nice huis van Wendy langsaan. So Rocky en sy maats klouter oor die muur. Dit is die maklike deel. Tafel aan hulle kant, swembad pomp van die erf langsaan. Die ysterrek klap wel 'n bietjie hard by die skuifdeur wat hulle moet oopmaak. Maar dit het intussen daarom weer 'n bietjie begin reën. 'n Wiegelied vir die honde wat dalk 'n bek wou opsit. Maar nie die veearts se honde nie. Hulle smile en nooi die manne in. Kom kry 'n bier hier in pa se yskas. Ons mense is nie hier nie, maar ons like van mense. Ons is vriendelik met almal en dankie dat julle kom kuier. Hulle waai stertjies en is verstom dat Jack die biltong wat hy in die vrieskas gevind het, sommer in sulke 10 cm stukke met hulle deel. Genoeg vir elkeen om op 'n gunsteling plekkie te gaan lê en heerlik te kou vir die res van die aand. Om nie te veel aandag te trek nie, laai hulle alles eers in die kampwa. Kyk kort straat af, of mense nie dalk verbyry nie. Boel en die ander sekuriteitsouens. Die fietsie kom bo op en toe sluit Rocky oop en klim agter die stuurwiel van die Fortuner in. Simon strompel op sy voete rond. Hy het homself aan die man se drank vergryp. Ag verflaks man, kom klim agterin, of ek los jou net hier, trap Rocky hom uit. Die man trap hom gereeld. Simon klim in elk geval nie in nie. Hy val sommer in, die stooge. En toe gee hy 'n uitroep, bloed wat uit sy hand loop. Iets in die donder se kar het hom gesteek sommer op 2 plekke. Ag, shut up, en let tog net tot dit beter word. Rocky stel die treespeel. Hy wag dat Jack moet wys dat hy moet kom. En toe druk hy die kar in R vir reverse. Die kar is outomaties. En toe sit hy sy voet op die pedaal. En daar steek die kar hom ook. 'n Serieus steek. En toe hy afkyk, toe hang die ding aan sy tande, aan sy enkel. En hy sien, dit is nie die kar nie. Dit is 'n slang. Hy haat slange. Hy trap en die Fortuner skiet weg en tref eers vir Jack en toe die karavaan. Maar Rocky is nou so geskrik, hy gaan net. Hy vergeet dat daar iets soos 'n briek in enige kar is. Die kar maak woep woep en weer woep woep en hy hoor iets kraak en Sam sê, hy dink daai geluid was Jack se kop wat onder die wiele was. Dom, lomp Jack. Rocky spring uit en skree, staan op jou useless en hak die wa. En agter hom seil 2 grys blitse uit en kies koers na die naaste boskasie daar. Rocky sien dit nie. Hy is haastig man. Hy wil eers die goed by sy sussie se huis gaan aflaai, want nie alles gaan die keer Pantjies winkel toe nie. Vir sy familie gaan dit Kersfees in Maart wees. En toe onthou hy nog laas dat hy kon sweer dat hy iets soos 'n slang daar in die kar gesien het. Hy vat die Maglite wat hy vir sy pa geskoor het en loer onder die sitplekke in, maar daar's niks. Dis oorlaat almal mos daar die plakkers op hulle karre sit wat lees, giftige slange aan boord, dat hy nou so simpel was om te dink dat hy ook een gesien het. Buitendien, so seer as wat sy enkel op daardie oomblik was, soveel beter is dit nou. Hy trek Jack onder die kar uit, daar is baie bloed. Hy sien die man is kapot. Die kar het hom doodgemaak. Daar is skade aan die kampwa en aan die kar ook, maar hy kry hom op 'n manier gehaak. Desit man, moet hy ook alles alleen hier gaan staan en doen? Hy druk die knoppie om die hek oop te maak en toe begin hy ry. Maar die hek maak sulke snaakse goed voor sy oë. Dit dans en dit spiraal. En uit die spirale kom figure aan. Hy weet nie van watter land of etnisiteit hulle is nie. Hy weet net, hy het nog nooit sulke mensgoed gesien nie. Hulle lyk soos donker skaduwees. Hulle het klein koppies wat soos hotsnots gods sin heel en weer draai. 4 pote wat op die grond staan, met dik pik swart arms en hulle pakkie 3 van hulle waar hulle vat en dit brand soos warm kole. Hy wat Rocky is en Jack en Simon skree van pyn en seer en koud en warm.
Maar dit is anders as wanneer jy in 'n lyf is wat seer kry. Dit is erger. Dit is dit wat uit hulle lywe gekom het, wat nou seer is. En toe tel die grootste van die hotnotsgotmanne die 2 slange op en hou hulle vas en waai hulle soos troeteldiere voor Rocky se gesig. En as hy nog broek gehad het, was die ding vuil, want hy like nie slange nie. En toe sprei die hotnotsgot goed hulle vlerke en begin vlieg met hulle 3 en die slange. En Rocky weet op daardie oomblik, sy horlosie het gestop en dit het nie goed geëindig nie. Al 3 van hulle het die duisternis van die uitspansel beerwe, die koue, die as, die soms lava, as 'n ster in plons en verbrand, en dan is dit seer en dis verskriklik warm. Daar waar hulle nou gaan die son in elk geval nooit kom nie, want dit is waarheen jy geneem word, as jy aan ander siele doen, wat jy nie graag aan jouself gedoen wil hê nie. As jy dink dat jy op die aarde kan doen, net wat jy wil. Vat wat jy wil, doodmaak soos wat jy wil. Dan kom jy agter dat wit en swart van buite glad nie belangrik is nie. Dit gaan oor die lig of duisternis wat jy binne in jou gedra het.